Landbou word geborg deur Toyota. Jy kyk en luister na Landbou op Pretoria FM saam met my Elsa Esterhuizen. Baie welkom. Ons vind vandag 'n bietjie meer uit oor die Africa Agri-Tech konferensie en expo en dan gesels ons ook 'n bietjie later met een van die sprekers wat daar betrokke is om onder meer uit te vind wat die huidige stand van sake in ons veebedryf is. Bly ingeskakel. Ons fokus vandag op die Africa Agri-Tech konferensie en expo en ek gesels nou met die woordvoerder Annelie Hatting om meer uit te vind. Annelie, baie welkom. Dankie Elsa, lekker om met jou te gesels. Annelie, wat is die hooffokus van Africa Agri-Tech, oftewel AAT? Elsa, AAT is in 2020 geloods as 'n platform om te kyk na die nuutste tegnologie en innovasie in landbou. Landbou het 'n gewoonte om in silo's te praat. So al die kommoditeitsorganisasies of landbouorganisasies gesels oor tegnologie soos wat dit op hulle 'n impak het. Maar ons het 'n nood gesien vir 'n breër platform om oor tegnologie en innovasie te praat oor al die kommoditeite. En so is Africa Agri-Tech gebore in 2020 net voor COVID. Ons nou hierdie jaar die derde geleentheid wanneer ons bymekaar kom oor 3 dae tussen 18 en 20 Maart. Dis nou volgende week, dit is amper daar. En oor die jare het ons gesien, daar is absoluut hierdie behoefte onder boere, landboubesighede, maatskappye, georganiseerde landbou om toegang te kry tot die nuutste tegnologie op 'n praktiese manier, sodat mense kan sien wat die impak is. Ons kyk na wêreldtendense, ons kyk na suksesstories, ons kyk na nuwe ontwikkelinge in die tegnologie wat boere rad vir die toekoms. So om meer volhoubaar, meer produktief, meer kompeterend en meer winsgewend te maak. Dit is 'n konferensie en 'n expo saam, so daar is uitstal ruimte waar ons van die nuutste tegnologieë tentoonstel en dan 'n ongelooflike konferensieprogram oor die 3 dae met topsprekers wat regtig mik om daardie tegnologie toeganklik te maak vir mense wat bywoon. Goed, so dit klink soos 'n baie belangrike geleentheid vir die rolspelers in die landbousektor. Hoe lyk die 3-daagse program? So ons het die program opgedeel om te kyk na spesifieke areas. Baie van die boere is gediversifiseerd, so hulle het beide 'n graan en 'n vee-komponent byvoorbeeld. So ons kyk op dag 1 na vee agtech, op dag 2 kyk ons na plant agtech, dis natuurlik al die gewasse, en dan op dag 3 kyk ons na besigheids agtech. Maar daar is natuurlik komponente van tegnologie wat op elkeen van hierdie fokusareas van toepassing is. Goed soos kunsmatige intelligensie, earth observation, ek gaan hier en daar maar 'n Engelse woord ingooi, want die Afrikaanse terminologie is maar hier en daar moeilik nog in ontwikkeling. So op elkeen van hierdie dae sal ons fokus op die breër tegnologie en dan hoe dit 'n impak het of 'n rol speel in daardie spesifieke produksiemetodes of prosesse. En ons het ongelooflike sprekers gekry hierdie jaar. Ons het gefokus daarop om nie net plaaslike kenners te gebruik nie, maar ook om toegang te kry tot die tegnologie wat wêreldwyd besig is om te ontwikkel. Het ons gekyk na die topsprekers reg oor die wêreld en ons is baie trots om te sê ons het 'n hele klomp van hulle vasgemaak vir die program. So byvoorbeeld net om vir jou 'n paar highlights te gee van die program, Professor James Blighnout van die Universiteit Stellenbosch en die Suid-Afrikaanse Omgewingswaarnemingsnetwerk sal wys hoe herkouerproduksie van 'n koolstofintensiewe industrie na 'n koolstofsink verander kan word. Dr. Imtiaz Suliman van Give to the Givers, ek dink elke Suid-Afrikaner weet van hom en weet van hulle ongelooflike werk. Hy kom inspireer ons met sy idees oor die impak van voedselsekerheid op grondvlak en die belangrike werk wat ons land se boere doen om sosiale samehorigheid te bevorder. Reed Sinclair, die Rebel Technologist, glo tegnologie was nog altyd die krag wat opbrengs in boerderye dryf. So diegene wat by die spoed van verandering wat ons tans in die tegnologie revolusie sien bybly,
sal die toekoms van landbou lei, skep en herdefinieer. Microsoft gaan daar wees. Hulle gaan praat oor hoe generatiewe kunsmatige intelligensie landboubesluitneming verander. ZZ2 se hoof van inligtingstegnologie kom verduidelik hoe hulle tegnologie reg deur hulle prosesse geïntegreer het vir die beste resultate. Dit is nou alles op dag 1 nog net. Pieter Geldenhuys kom praat oor ander kant die algoritme, al die nuutste ontwikkelinge in sensors, earth observation, en hoe kunsmatige intelligensie regtig ongelooflike vordering vir besighede kan ontsluit. Ons het op dag 2 onder andere nog Mushambi Mutuma, hy's 'n plaaslike spreker om te kyk na hoe jy jou besigheid kan herkodeer deur die regte vaardighede in leierskap in plek te sit om by te bly met al die tegnologie wat ons sien. Ellen Hardeker kom praat weer. Op dag 3 het ons ook die MEC vir landbou in Gauteng gaan ons kom toespreek. Ek is baie opgewonde oor Mark Brooks van die FSA. Hy kom praat oor die befondsingsmodelle en hoe landbou gaan beweeg van Agriculture 1.0, en dit is seker so 50 jaar terug, na Agriculture 2.0 waar ons nou is, en dan Agriculture 3.0, wat oor die volgende 30 jaar regtig hoe ons landbou beskou, hoe die waardeketings in mekaar sit, heeltemal radikaal gaan verander, en dan die befondsing wat daarbey saam moet gaan. Datacentrics is daar. Ons het 'n paneelgesprek met Mpumelelo Mkabele, Wandile Sihlobo, JP Landman en Crystal Alderson om te kyk na die ongelooflike politieke spanning en die handelsoorlog wat ons op die oomblik sien en hoe Suid-Afrika homself moet posisioneer om beter marktoegang te hê sodat ons produsente ruimte het vir hulle produkte om uit te gaan in die wêreld in. So dit gaan nog baie interessant wees. Professor Nick Binnedal gaan ook kom praat 'n bietjie oor die onvoorspelbare in ons politieke omgewing en wat die impak daarvan is op landbou. En dan John Sanay. Hy is 'n futures strategist en moenie my vra wat die Afrikaans daarvoor is nie, maar hy kom praat oor hoe om verby môre te kan sien. Want baie keer is dit nie dit wat ons vandag mee worstel wat die grootste uitdaging is nie, maar dit is wat die toekoms inhou. En daar is soveel onvoorspelbare goed in landbou, klimaat, markte wat wissel, marktoegang en dan nog die tegnologie wat boonop ook onvoorspelbaar is. En Elsa, ek weet ek gaan nou al lank oor hierdie program, maar daar is baie dit ook nog parallel sessies vir kleiner skaalse boere, omdat ons weet dat die tegnologie wat op groot skaal van toepassing is, dalk dieselfde gaan wees, maar op ander maniere gebruik gaan word deur kleiner skaalse boere en ons wil hulle nie uit die program uitlaat nie. So die parallel sessies is juis op hulle ook gemik. Sjoe, dit klink na 'n baie omvattende program en definitief die moeite werd om dit by te woon. Op wie sê jy sê is hierdie geleentheid gemik? Enige iemand in landbou, van georganiseerde landbou tot kommoditeitsorganisasies, boere self natuurlik. Hulle is juist diegene wat die tegnologie in praktyk moet kan gebruik. Wetenskaplikes, veeartse, agronome, economists, ontgaan die Afrikaanse woord my weer, akademici, tegnologiemaatskappye. Vir enige iemand wat 'n rol speel in landbou, gaan daar ongelooflike inhoud wees vir hulle om terug plaas toe of terug na hulle besighede toe te vat. En wat is een van die grootste veranderinge of miskien verwikkelinge wat landboutegnologie betref? Also ek sou sê dit is nie spesifiek een tegnologie nie. Iets soos 'n drone of 'n program of kunsmatige intelligensie nie. Maar ek sou sê dit is meer die spoed waarteen tegnologie ontwikkel. In die verlede het ons gekyk na 'n 8-maal versnelling van tegnologieontwikkeling en nou kyk ons na 'n 50-maal
tegnologieontwikkeling versnelling. En so dit beteken dat boere en besighede die heeltyd moet aandag gee. Jy kan nie die tyd vat om iets nuuts aan te leer, dit eers toe te pas en daarmee gemaklik te raak nie. Jy moet jou organisasie of jou besigheid of jou boerdery so struktureer met mense, met sisteme, met kundigheid, dat jy konstant kan aanpas by die versnelling van tegnologie. Ons weet ons boere is internasionaal bekend vir hoe mededingend hulle is. Ons het nie subsidies nie. So ons boere moet kompeteer met buitelandse boere wat wel ondersteuning kry van hulle regering af. So ons boere is reeds baie kompeterend en hulle gebruik reeds baie ongelooflike tegnologie, maar hulle moet leer om dit vinniger aan te neem en vinniger by die pas van tegnologie aan te pas. Annelie, dit klink vir my na 'n baie interessante program en definitief 'n geleentheid wat 'n mens moet bywoon. Baie dankie dat jy ons vandag so 'n bietjie meer vertel het. Dis 'n groot plesier. Enige iemand wat graag wil bywoon, dit vind plaas volgende week Dinsdag tot Donderdag by die WNR konvensiesentrum in Pretoria en jy kan gaan na Google en soek vir Africa Agritech. Registrasies is al oop. Annelie, baie dankie. Lekker dag, Elsa. En is dan die woordvoerder van Africa Agritech, Annelie Hatting. Ons het nou vroeër 'n bietjie meer uitgevind oor die Africa Agritech konferensie en expo, maar ek gesels nou met een van die sprekers wat daar betrokke gaan wees en dit is professor James Blignaut van Asset Research en dan ook die Universiteit van Stellenbosch. Welkom Prof Blignaut. Baie dankie Elsa en dan ook goeiedag aan al die luisteraars. Kom ons begin sommer deur te vra, waaroor gaan jy by hierdie geleentheid praat? Weet jy Elsa, daar is in die laaste paar jare, veral die laaste so 5 na 10 jaar, 'n groot boei gemaak rondom die koolsuurgasse en die koolsuurgasuitlatings van veral lewende hawe. Ons praat nou van beeste en skape, of dan eintlik elke dier wat 4 pense het, herkouers. Maar in die landbou konteks is dit uit die aard van die saak dan nou beeste en skape wat nou die hoof fokus is. So, die laaste paar jare het ons indringend gekyk na wat is die koolstofvoetspoor en die koolsuuruitgelatings van van skape en beeste. Om dan nou te kyk hoe groot is die probleem en wat kan gedoen word aan die probleem. Want soos jy en die luisteraars dalk bewus is van, baie van die persone wat nou ontsteld is oor die groot hoeveelhede metaan hoofsaaklik wat die beeste en skape vrylaat, beweer dat 'n mens dan eintlik van al hoe minder diereprodukte gebruik gemaak moet word en dan selfs eintlik dat die gedeelte van landbou eintlik baie kleiner moet word. Maar binne 'n Afrika konteks is dit uit die aard van die saak nie haalbaar nie. Want landbou en dan veral dan nou lewende hawe binne in 'n sosiaal-kulturele en ook ekonomiese konteks in Afrika speel diere, skape, beeste, bokke 'n geweldige groot rol. En daarom dat mense bietjie indringend moet kyk na wat is die werklike koolstofvoetspoor van lewende hawe. So ons probeer 'n bietjie kyk na wat is die wanpersepsies rondom dit en dat 'n mens eintlik koolstof met nuwe oë moet beskou, want koolstof is die boublok van lewe en is die boublok van energie. En dit is eintlik hartseer dat koolstof so half 'n baie slegte naam gekry het in die laaste paar jare. Want as 'n mens dink dat enige mens, maar ook enige dier, enige skaap, enige bok, as jy na hom kyk, 20% van die gewig is koolstof. So jy kan na jouself kyk en jy kan na 'n bok en 'n bees en 'n skaap kyk, 20% min of meer van dit wat daar staan is koolstof. Met ander woorde, as ons begin baie sleg en negatiewe denke het en in 'n negatiewe paradigma vasgevang sit rondom koolstof, dan wat sê ons dan eintlik van die lewe daar buite? Wat sê ons van
die merkwaardige rol wat koolstof in die groter skepping speel. Dit is eintlik 'n baie gevaarlike posisie om in te neem wanneer 'n mens so half afbreekend begin praat van koolstof. En ek dink 'n mens moet eintlik baie groter erkenning daaraan begin gee oor die merkwaardige rol wat dit speel in die samelewing as 'n boublok van lewe. Maar dit is so dat skape en beeste, herkouers, diere met 4 pense, gee baie metaan af. En mens kan ook nie daarby verbykom nie. So die vraag dan is, wat kan gedoen word om daai metaanvrystelling so ver as moontlik te verminder, en wat se tegnologie kan gebruik word, en is daar dan metodes, berekeningsmetodes wat 'n mens kan kyk of 'n mens nie dan daai koolstofvoetspoor so laag as moontlik kan kry, en dalk selfs in 'n negatief begin kry. Negatief beteken dan dat die plaas eintlik kan optree as 'n koolstof in sink, waar die koolstof geabsorbeer kan word, gesekwestreer kan word op 'n plaas. En ek dink in baie van ons navorsing toon dat dit actually wel so waar is. Die plaas, die landelike omgewing is eintlik maar die enigste plek waar koolstof geabsorbeer kan word. En dit is maar deur middel van fotosintese in die gras wat daar is, en die simbiose, die mooi samewerking tussen dan die herkouer en die gras. Wat beteken dat koolstof wat in die atmosfeer is in gras vasgevang kan word deur fotosintese, en dat die herkouer eintlik 'n baie groot rol speel in die verkoeling van die aarde, eerder as dan die verwarming daarvan. So, daar's 'n paar aspekte wat ons rondom dit gaan hanteer. En wat is die huidige stand van sake in ons veebedryf op die oomblik? Wel Elsa, dis 'n groot vraag, want uit die aard van die saak is daar 'n baie groot druk op die lewende hawe vanuit verskillende oorde, gegeewe hulle groot metaanvrystelling. As ek 'n paar voorbeelde kan noem, as 'n mens kyk veral na die tekstiele. Wanneer mens kyk na die tekstiele, veral in Europa, is daar 'n beweging wat genoem word die EU-PEF, en dan ook 'n ander indeks wat gebruik word, die HIC Sustainability Index. En elke vorm van kledingstuk kry 'n kode, 'n groen, geel en 'n rooi kode. Dis soos 'n robot. En dit is na gelang van die koolstofvoetspoor van daardie spesifieke tekstiel. Nou op die oomblik is al die natuurlike produkte se kleur is rooi, waar die wat van petroleum afkomstig is en van plasties het groen. Volgens die indeks en volgens die maatstaf het jou natuurlike produkte, jou natuurlike tekstiele 'n baie swaarder koolstofvoetspoor en ook omgewingsimpak as die wat van petroleum afkomstig is. Nou uit die aard van die saak, enige persoon wat daarom nou al 'n bietjie op 'n plaas geloop het en daarom 'n bietjie 'n skaap vasgehou het en 'n bietjie na 'n bees geloer het, sal dan vir jou sê, maar iets maak regtig nie sin hier nie. Hoe kan dit wees dat 'n petroleum gebaseerde tekstiel kan 'n swaarder koolstofvoetspoor hê as die wat vanaf 'n natuurlike produk kom? Maar dit is die wesen van waarteen ons te staan kom. Net so wanneer ons kyk na die suiwelbedryf. Daar is 'n geweldige sterk dryf daarna om van alternatiewe produkte gebruik te maak, en dit is oral op die rakke wat 'n mens dit kan kry. Produkte wat van oorsee af ingevoer word en wat dan as alternatiewe tot melk beskikbaar gestel word. So is daar dan ook 'n dryf rondom die van diergebaseerde proteïene met gebaseerde proteïene. En dit is ook nie net in die buiteland nie, maar ook in Suid-Afrika 'n baie groot beweegrede. Terwyl daar 'n moontlike rede is gewees vanuit 'n gesondheidsperspektief hier en daar, dit sal ek verstaan, maar die grootste beweegrede daarvoor is dan as gevolg van die metaanvrystelling van of die beweerde metaanvrystelling dan van jou skape en jou beeste. En daarom is die vraagstuk wat by die konferensie aangespreek word rondom
ja, die belangrike rol van koolstof en die bestuur van koolstof en die beskouing van koolstof binne in die groter siklus van geweldige belang. Nie net vir die boer nie, maar ook vir die hele waardeketting van elke persoon wat betrokke is daarbey, aangesien daar die ontluikende paradigma is wat al reeds homself goed gevestig het rondom die geweldige belangrikheid en noodsaak van om dan nou alternatiewe proteïenbronne en dan ook alternatiewe tekstielbronne op tafel te sit. So ek dink dit is van kardinale belang om indringend te kyk na wat is die werklike koolstofvoetspoor en wat kan gedoen word, nie net in terme van die vermindering daarvan nie, maar dan ook in terme van die bestuur van die plaas en die bestuur van die kudde. Is daar enige sessies wat jy graag gaan bywoon? Ja, Elsa, baie dankie. Daar is een van meneer Suliman rondom voedselsekuriteit. Ek dink hy is so wel bekend in Suid-Afrika met Gift of the Givers en die werk wat hulle doen, wat fenomenaal is. En ek sien baie uit daarna om na hom te luister. En dan is daar ook van meneer Martin Jansen van ZZ2, wat gaan gesels oor Integrated Technology in Action. Nou, ZZ2 doen geweldige groot werk rondom die konsep van natuurboerdery en hulle het dit eintlik ook gepionier. En om dan nou na die beste van verskeie wêrelde te kyk, hoe om kos te produseer op 'n volhoubare manier, koste-effektief, doeltreffend en wat heilsaam is vir die mens. Met ander woorde, dit is inderwaarheid, dis met ander woorde baie goed vir 'n mens om van die produkte gebruik te maak, omdat dit van natuurbeginsels gebruik maak, maar dit is ook dan van die nuutste tegnologie, daai integrasie tussen goeie gesonde kos en dan ook tegnologie, en ek dink ZZ2 doen nou baie groot werk wat dit aanbetref. So ek sien verskriklik uit daarna om na die verskillende sessies ook te kan kyk. James, baie dankie vir jou insig wat jy vandag met ons gedeel het. Baie dankie Elsa, en lekker dag verder aan jou en die luisteraars. Baie dankie, en dit was dan professor James Blignout. En daarmee dan ook die einde van vandag se program, maar boer môre weer saam. Van my Elsa Esterhuizen, geniet die res van jou dag en bly ingeskakel op Pretoria FM. Landbou is geborg deur Toyota.